Dit is episode 2 van Dit is Kos Julle. Wat maak ons vanaand? Ons gaan vanaand 'n ribbietjie maak. By die punt op Mosselbaai, terwyl ons kamp. 'n Ribbietjie kan jy op verskillende maniere braai en elke man het sy eie plan en dis reg. Die een ding van 'n ribbietjie wat ek dink almal mee sal saamstem, dit moet stadig wees. Jy moet wag dat jy tyd het vir die ribbietjie braai. As jy 'n ou ribbietjie gaan braai, dan gaan jy hom net so 'n snytjie gee want jy wil hê die speserye moet lekker inkom in die ribbietjie. Nou al wat ons nou doen, ons moet nou die ribbietjie net die ovelletjie breek. So ons vat hom net, gee hom net 'n ligte snytjie bo. Jy moet hom nie te diep sny nie. Anders verloor jy ook te veel van sy sop. As jy nou 'n ribbietjie wil braai, dan moet jy nou verstaan, jy kan nie haastig wees. Die kooltjies wat jy onder die rooster sit, is maar bitter. Mens noem daai dan nie die noem mense shoot them it. As ons speserye gaan doen, dan begin ons met 'n bietjie suurlemoensap. Suurlemoensap breek die vet lekker af. So ons druk so 'n bietjie suurlemoensappies oor hom. Maak seker dat jy mooi alle plekke van die ribbietjie vang met die suurlemoensappies. Die volgende een is so 'n geheime speserytjie, so 'n mengseltjie wat ons bymekaar gooi. Want ek gaan nie vir julle heeltemal presies sê wat in die mengsel is nie. Want ek weet self eintlik nie heeltemal nie, want hy smaak elke keer so 'n bietjie anders. Pepertjies en braaivis speserytjies en sommer nog so klein bietjie braaisoutjies. Te veel braaisout wat jy sit net so bietjie. As jy hom nou dadelik omdraai, dan gaan die speserye en die sout afval. So los hom net so bietjie staan dat dit net so met mekaar trou en as dit klaar met mekaar getrou is, dan kan ons hulle omdraai. En dan kan ons aan die ander kant ook speserye gooi. Maar die geheim van die ribbietjie is eintlik maar die stadig braai. Jy moet nie glad nie haastig wees met 'n ribbietjie. Hy moet so vir 2 ure lank braai en by daai tyd dan besluit jy of die ribbietjie gaar is. Daar's 'n goeie kans dat jy ook gaar is. Dit is nog warm hier langs die vuur, maar wat ek ook doen by die huis, as die mense nou weet ek het nie tyd om so lank te braai nie, dan vat ek die ribbietjie, net soos hy nou gespeserye is. Speserye kom klaar, dan sit ek hom in die oond, so op 90 grade, so vir 2 ure lank. Braai al die ander vleis klaar, alles klaar en dan haal ek 'n ribbietjie die oond uit en dan net vir 5 minute op die kolle. Daai 5 minute is genoeg om regtig te laat smaak of hy die hele tyd gebraai het. Dit gee hom daai lekker braai smaak en alles klaar. Jesus, hoe het ek geleer om 'n ribbietjie te braai? As 'n jong man het ons in die veld elke aand gebraai en ek het 'n oom Barry, 'n vriend van my gehad. Ons het een aand 'n verskriklike vetrib gebraai. En oom Barry het hom gebraai en net aan die einde te sê, maar hy wil nou 'n bietjie woestersous op die rib drup, net om die vet bietjie af te breek. En ons het 'n ander kollega gehad wat glad nie daarmee sou gestem het. Nee, sê jy kan nie woestersous op die ribbietjie drup nie. En oom Barry word vol. Hy vat daai bottel woestersous en hy gooi vir hom heel op die rib uit. Daai aand eet ons so lekker op daai rib net. Daarvan af braai ek nie meer 'n rib sonder om woestersous op hom te gooi nie. Net so voor jy hom klaar maak, hy laaste 2 draaie, gooi jy 'n bietjie woestersous op hom. Hierdie ribbietjies veroorsaak gewoonlik 'n bietjie aggressie in die familie. Die feit is on. Kom ons eet.